Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 18 doen. Ons moet net gou vir die Here vra om vir ons die woord oop te maak. God, ons Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om van U te leer. Baie dankie vir die woord wat U gelos het op die aarde vir ons om U beter te leer ken. Behoed en bewaar en beskerm ons asseblief ons gees, ons vlees, in Jesus se naam. Ons sê vir alles baie dankie. Amen. Okay. Abraham tree as voorbidder vir Sodom. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. So hy het op sy knieë gegaan. Hierdie is nou Genesis 18, maar in die vorige kere toe God aan Abraham verskyn het hy self afgekom. En hy by die vorige, ek dink dit was 1 of 2 hoofstukke voor dit, nadat God met Abraham gepraat het hy opgevaar terug. En hier in hierdie hoofstuk 18, het hy 3 mans gestuur om na Abraham toe te gaan. En in mate is dit vir my bietjie scary, want dit beteken dat God kan enige iemand stuur en in 'n vorm van enige iemand kom om ons te besoek. Dit is baie scary, baie scary. Ek hoop die Here besoek, maar ek weet nie van julle nie. Partykeer voel dit vir my asof hy van my vergeet het. Vandag is net vir my baie afdag. Okay, so toe het God aan hom verskyn deur die vorm van 3 mans. Vers 3, en hy sê, my Heer, as ek nou genade in U oë gevind het, gaan dan tog nie by U knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was U voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk U hart. Daarna kan U verder gaan, want daarom het U by U knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos U gesê het. Ek wil net gekyk. Ja. In hoofstuk 17 het God aan Abraham direk verskyn. En het hy 3 mans gestuur. Okay, vers 6. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent, wat agter hom was. Daai is vers 10. Vers 11. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my jaar oud is?
Huh? Jy weet wat's wel is, nee. Okay. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook waarlik baar, nou dat ek oud geword het? Vers 13, toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook waarlik baar, nou dat ek oud geword het? Dit sê vir my die Here weet wat ons dink. Die Here weet wat ons dink. Vers 14. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daar vandaan op en hulle het gekyk aan die kant van Sodom. En Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Die Here het vir my 'n ontsettende mooi verhouding met Abraham. En ek beny Abraham so baie. Die Here my vergewe, ek is nie jaloers nie, ek is net, die Here het so baie met hom gepraat en baie aan hom gedink. Terwyl Abraham tog sekerlik vers 18, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sal gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Vers 20. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Vers 21, ek gaan dit gou weer lees. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het. Wat se geroep het na hom toe gekom? Ek is seker daarvan ons gaan dit weldra uitvind. Vers 22, toe het die manne daar vandaan weggedraai na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdiges saam met die goddeloses ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek. Sal u terwille van die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek het dit nie verwoes as ek daar 45 vind nie. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie. En mag ek nog iets sê? Miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen
as ek daar 30 vind, nee. Kyk, hier het Abraham omtrent met die Here geredeneer, nee. Vers 31. Toe sê hy, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word, en hy antwoord, ek sal dit terwille van die 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Abraham het lekker met God gepraat. En God is baie lief vir Abraham, dit kan 'n mens sien. Soos ek het verstaan, het hy obviously vir Abraham gesê wat hy gaan doen met Sodom en Gomorra. Hy het nie nodig gehad nie, hy kon net die plek verwoes het. En in hierdie hoofstuk leer ons dat hy weet wat ons dink. Ok, dit is nou Genesis 18. Julle moet 'n awesome dag hê. En mag die Here met julle wees. Baie dankie.